solank julle plek in die Bybel kry by Handelinge 4. Ek gaan hom een keer deurlees vir ons, so ek gaan hom op die borde laat wys nie, ek gaan jy moet luister, en dan terwyl jy so luister, vra sommer vir die Heilige Gees, wat is dit wat jy moet hoor vanmôre, sommer so deur die eerste lees van hierdie teks, nog voordat iemand ietsie oor iets sê. En dan kan jy so terwyl jy hom deurlees, as jy nou vanmôre die spreekgeleentheid kry, gaan nou verby jou bangheid of whatever ook al, moenie oor daai goed worry nie. As jy 'n spreekbeurt vanmôre kry, en jy sal graag die kern van hierdie gedeelte met ons wil deel, wat sal dit wees? Wat is dit wat jy saamvat uit hierdie teks uit, as ons dit lees? Jy hoef dit nie met iemand te deel nie, dink sommer net daaraan. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat. Net konteks, dit het nou gebeur hier in die pilaargang van Salomo. Karine het laasweek vir ons mooi gehelp om daai stukkie te verstaan, daai teks, daai gedeelte. En terwyl hy nog besig is daar om met hulle te redeneer en met hulle te praat, eintlik te verduidelik wat hier aan die gang is. Hy praat met die Israeliete en die omgewing daar. Toe hy besig was om met hulle te praat, toe kom die priesters, die bevelvoerders en die tempelwag en die Sadduseërs en hulle storm op Petrus af. Die priesters en die ander was onthits gewees. Hulle was ewig ontsteld gewees, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het vir Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat dit laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie mense, wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent so by 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde, die skrifgeleerdes van Jerusalem vergader, ook die hoërpriester Annas, Kajafas, Johannes en Alexander, en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring, en hulle het hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe sê Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man, en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk van Israel moet weet, dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Psalm 118 vers 22 en 23, hy is die klip, wat deur julle die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip, die hoeksteen in die gebou geword. Hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan 'n mens gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle vir Petrus en Johannes en hulle vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hulle die saak daar met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak? Het hulle vir mekaar gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is. Om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dis onmoontlik om mee te praat oor wat ons gesien en gehoor het. Nadat die raad die apostels daarby nog verder ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40 jaar.
So jy kan die teks net daar by jou oophou. Wat hoor jy as jy nou hierdie teksgedeelte vanmôre lees? Wat steek by jou vas? 21 verse, dalk 'n bekende stukkie geskiedenis vir jou, dalk 'n bietjie onbekend. Wat hoor jy vanmôre? En as jy 'n geleentheid kan hê om hieroor iets te sê, wat sal jy wil sê? Wat tref jou? Wat is dit wat jy met ander mense sal wil deel? Nou ek dink al langer as 'n week hieroor, so ek's bietjie verder as jy. En dalk is dit vanmôre nou die eerste keer wat jy hierdie teksgedeelte bekyk. Maar ek wil vanmôre graag saam met jou rondom hierdie tema dink en 'n bietjie werk uit hierdie teks uit. Ons gaan vanmôre uit hierdie 21 verse uit gaan ons 'n perspektief kry op swaar kry. En die tema wat ek geformuleer het is, selfs wanneer ek swaar trek, praat ek. Daai swaar trek is nou net een woord gewees het. Selfs wanneer ek swaar trek, praat ek. Wat is jou perspektief? Hoe dink jy? Hoe redeneer jy? Hoe voel jy? Waar is jy in jou geestelike reis op hierdie stadium in terme van swaar kry? Kom ons vat dit 'n bietjie verder, kom ons sê uitdagings. Kom ons sê enigiets wat op jou pad kom as dit asof 'n wind van voor is in jou lewe. Soos ons hierdie teksgedeelte lees, dan beleef die kerk 'n enorme opgewonde tydperk. Ons het nou daai eerste paar hoofstukke al gelees. Julle kan onthou, voor hulle oë gaan Jesus weg, en dan sê hy vir hulle, moenie bekommerd wees nie, ek stuur vir julle iemand op my plek, die Heilige Gees, en dan 50 dae daarna, dan verskyn die Heilige Gees, en hy kom op hierdie mense, die 120 in die boventrek, en dan ontvang hulle hierdie krag, en dan begin Petrus te preek, en dan word hierdie 120 mense, 3000 mense. En dan as ons 'n bietjie verder gaan, dan lees ons dat hulle kom saam by mekaar, hulle deel wat hulle het met mekaar, daar vind 'n stuk gemeenskap van gelowiges plaas, hulle kom in mekaar se huise by mekaar, hulle deel wat hulle het met mekaar, en dan hier in hoofstuk 3, stap Johannes en Petrus verby die mooi poort, en hier sit 'n man wat al vir 40 jaar lank bedel, in mense se oë kyk vir almoses. En weet julle wat, dit snap in hulle breine, dit tref hulle in hulle breine, dat hulle nie maar net moet verbyloop nie, maar dat hier 'n geleentheid is waar God aan die werk is en waar God besig is. En om 'n missionale kerk te wees, om 'n kerk te wees in pas met Jesus beteken, ons is verskriklik sensitief om te probeer agterkom, waar is God aan die werk, waar is geleenthede waar hy reeds besig is, en wil hy my en jou by betrek. En hier het hulle hierdie sensitiwiteit. Hulle besef, hierdie man wat hier op Mooi Poort se stoep sit, is nie sommer maar net hier nie. Hulle reageer, hulle maak oogkontak, hy soek 'n almoes by hulle, en hulle sê, ons het nie veel geld nie, maar die naam van Jesus Christus van Nasaret staan op hom loop. En daar gebeur hierdie wonderwerk, en almal is opgewonde, die pilaargang van Salomo is vol mense, hulle wil uitvind, wat gaan die aan, hoe het dit gebeur dat hierdie man gesond geword het, en Petrus kom deel met hulle en sê, waarom is julle so verstom? Dis in die naam van Jesus van Nasaret. Dit lyk of die kerk perfek is. Ek dink almal wil by hierdie kerk betrokke raak. Almal wil deel word van hierdie wonderlike ding wat aan die gebeur is. Van 'n verlamde man wat genees word, Petrus se preek waar 3000 mense, meer as 3000 mense tot geloof kom. En dan ewe skielik gebeur die volgende ding. Alles wat so opwindend is, en wat so lekker is, en kerk wat so aangenaam is, kry die wind van voor. Kry die wind van voor. Hulle loop hulle vas hier in hoofstuk 4 in 'n ongewone stuk ervaring. Hulle loop hulle vas hier in die priesters, in die Sadduseërs, in die skrifgeleerdes, in die tempelwag en in die Joodse raad vas. En die Bybel sê, hierdie ouens was so ontstel en ontstoke oor hierdie ouens en wat hulle besig was om te doen, dat hulle die hande opgelê het, sê die oorspronklike teks. Maar nie om te seën nie, maar om te gryp en te vang en eintlik te verwyder. En dan skryf die teks
word hulle soms 'n muur in die tronk gestop, omdat dit laat in die aand was, bly hulle toe sommer die nag oor. Hulle word nie gearresteer as gevolg van een of ander sonde wat hulle gepleeg het, of een of ander mislukking wat hulle daar plaasgevind het nie. Hulle word daar gearresteer omdat hulle iets goeds gedoen het. En ewe skielik, as jy nou daai teksgedeelte in jou kop moet dink, en jy's een van daai ouens wat daar na Petrus en Johannes staan en luister het daar waarskynlik in jou gees 'n stuk vreesagtigheid opgestoot. 'n Stuk ontnigtering van, maar ek het gedog kerk gaan so wees, en hierdie beweging gaan voorspoedig wees, wonderwerke vind plaas, kyk wat gebeur, en dan die volgende oomblik sien jy voor jou oë, word mense gevange geneem en in die tronk gegooi. En ek wil so vanmôre net vir jou dalk so vinnig verduidelik wat hier in die gang is. Waarom het hierdie ouens so ontstoke geraak? Waarom het hierdie ouens so kwaad geword? Hulle het so kwaad geword en hulle het ontstoke geraak, want deel van hierdie groepie ouens was die Sadduseërs gewees. En die Sadduseërs was die groep van die Joodse raad wat nie geglo het in die opstanding uit die dood uit nie. Hulle het nie in die bonatuurlike en die spirituele geglo nie. En tog was hulle die behoudende, die leierskap van die kerk van daai tyd gewees. Johannes en Petrus loop hulle vas in die sogenaamde Sanhedrin. En die Sanhedrin het bestaan uit 70 topgeleerdes van die Joodse geloof. Dit was die leiers van die kerk gewees, dit was die hof, dit was die topstruktuur. Hulle het 70 stoele gehad, wat in 2,5 maande gepak was, en enige iemand wat voor hulle verhoor was, het in die midde van hulle kom staan, terwyl hierdie 70 hooggeleerde ouens, wat hoër as hulle gesit het, en afgekyk het op hulle verhoor het. En dis wat hier aan die gang is. Hier gebeur 'n slegte ervaring. Hulle het niks verkeerd gedoen nie, hulle beloning is op die einde van die dag die tronk. Hoe verduidelik 'n ou dit? Hoe verduidelik 'n ou dit? Hulle doen wat God vra, en dan beland hulle op die einde van die dag in die tronk. Dan loop die goeters skeef. En ek en jy kan vanmôre in ons moderne 2026 lewe, kan ons ook hiermee 'n stukkie identifiseer. Jy kan dalk ook vanmôre sê, hoe verduidelik ek dit wat in my lewe aan die gang is en wat besig is om met my te gebeur? Hoekom tref ek die wind van voor? Hoekom is ek waar ek is? En as ons hierdie gedeelte mooi bekyk, dan besef ons, daar's 'n waarheid wat verkeerd is in die wêreld. En dit is dat ons in 'n tipe transaksie geloof met God is. En dit beteken dat as ek en jy op die einde van die dag die regte goeders doen en hou by die regte goeders, dan is dit gelyk aan seën. Johannes en Petrus doen nie hierdie verkeerde ding nie. Johannes en Petrus het iemand wat vir 40 jaar lank verlam was en nie kon loop nie, gehelp. In die naam van Jesus. Hulle het gehoorsaam gereageer, en dan begin die wind van voor af waai. Ons glo dikwels dat as ons die regte reëls volg, en as ek en jy Bybel lees, en as ek en jy reg lewe, dan gaan ons 'n pynvrye geloofslewe beleef. En miskien is jy daar in jou lewe, miskien probeer jy regtig om die regte goed te doen. Miskien het jy in hierdie jaar beginne om meer Bybel te lees, om meer kerk toe te gaan. Miskien het jy in hierdie jaar 'n paar goeders gelos wat jy laas jaar gedoen het, wat die Here jou oortuig het van. Miskien doen jy vandag goeders anderster by die werk, omdat die Here met jou op pad loop. En dan gebeur hierdie goed met jou, en dan wonder jy vandag, en dan vra jy vandag hierdie vraag, maar hoekom loop dinge dan skeef?
Partykeer tref siekte 'n mens. Partykeer 'n verlies. Of jy beleef regtig in jou lewe 'n mislukking. Soos 'n Johannes en 'n Petrus wat iets goed gedoen het en dan in die tronk beland. Dis nie altyd straf vir sonde nie. Baie keer in 'n mens se lewe belewe ons die wind van voor. En baie keer beleef ons teenkanting en slegte dinge op ons pad, omdat dit die oorsaak, die gevolg is van wat ek en jy kies om te doen. As jy aanhoudend met mense vieslik is, en jy is ongeskik met mense, en jy behandel die mense met wie jy te doen kry, die heeltyd sleg, werk die oorsaak-gevolg reël, wat jy saai sal jy maai, gaan iewester in jou lewe, gaan jy begin sleg behandel word. En dis hoe dit werk. Jy doen iets, en die gevolg daarvan is jou skuld. Jy ry te vinnig, en hulle vang jou. Dis jou skuld. Dis nie die duiwel se skuld nie, dis joune. As iemand jou wil braai of iewers te veel iets anders wil doen, dan begin die bose wêreld daarin kom. Maar wanneer jy 'n wet oortree en jy dra die gevolg, jy ry te vinnig, dan is dit oorsaak gevolg. Maar baie keer gebeur daar in mense lewe dinge wat ek en jy nie oorbeheer het nie. Ons is die gevolg van iemand anders se verkeerde besluit. Of partykeer doen jy dood eenvoudig net die regte ding. En dan dink ek, as ons hierdie teksgedeelte vanmôre lees, dan is hierdie 'n baie belangrike waarheid. Daar's 'n baie belangrike mite wat ek en jy vanmôre moet verstaan en wat hierdie teksgedeelte vir ons kom wys. Ons is nie in 'n transaksie met God besig nie. Om 'n spoortrapper te wees en in pas met die Here te leef, geesvervuld saam met ander gelowiges, om 'n wedergebore kind van God te wees, beteken nie, is gelyk aan 'n sorgvrye lewe, 'n geseënde lewe nie. Ons het 'n verwagting dat gehoorsaamheid seën en gemak bewerk. Ons is baie keer bewustelik en onbewustelik besig met 'n God wat sê, ek presteer in God se teenwoordigheid, so daarom seën hy my en moet hy my seën, as ek die regte goed doen. En dan kom ons by hierdie volgende stapie uit van, as dinge begin sleg gaan, dan het ons hierdie worsteling van, maar ek moes iewers nou iets verkeerd gedoen het. Want hierdie is gelyk aan, het nou 'n streepie by. Dit is nie meer gelyk aan. Ek doen my bes, ek probeer op die stryd te narrow leef, ek probeer sekere goed nie doen nie. As ek my vergelyk met ander goddelose sondaar mense, dan is ek baie beter as hulle. Dan is die realiteit in die skrifgedeelte waarmee ek en jy vanmôre besig is, ietsie anderster. God soek nie 'n transaksie nie. God is nie in die is gelyk aan bedryf nie. Uit hierdie teksgedeelte uit word dit baie duidelik dat God soek 'n verhouding. God werk nie met 1 + 1, iets vir iets nie. Verhouding is baie keer morsiger. Om in 'n verhouding te wees, en om in 'n verhouding met God te wees, veroorsaak baie keer modder en moeilikheid op jou pad, maar dis dieper. Dis dieper as 'n transaksie. As jou siening en jou pad wat jy saam met God loop 'n transaksie is die verhoudingskeuse, die realiteit van hoofstuk 4 vers 1 tot 21, iets wat dieper kan gaan. Jy kan nie vir God manipuleer nie. Wanneer ons in hierdie transaksie tipe siening met God besig is, dan raak ek en jy die beheer. En ek en jy begin vir God manipuleer en sê, maar as ek dit doen, dan moet jy dit doen. As ek so maak, moet jy so maak. Hoekom het jy nie so gemaak nie, want ek het dan so gemaak. Om Jesus te volg beteken nie outomaties 'n maklike lewe nie. En dit sien ons so duidelik in hierdie twee mense se lewens, Johannes en Petrus op pad saam met die Here. Hoekom, Here? Hoekom? Ek dink dit is belangrik. Ek dink dit is belangrik dat wanneer die wind voor is in jou lewe en wanneer jy met hierdie worsteling vanmôre sukkel en sê, maar ek probeer my bes, Psalm 73. Maar die wind kom van voor, ek trek swaar. Dis nie vir my lekker nie. Ek worstel, ek ly, ek kry swaar, geestelik, fisies, emosioneel.
dan kan ek en jy op die voetspore van die psalmdigters maar jou klaaglied met God deel. Die 150 psalms is vol van klaagliedere, waar hierdie psalmskrywers hulle harte uitpak teenoor God, en vir God eerlik en opreg sê, maar hoe onregverdig is die lewe waarmee hulle besig is, al is hulle God se kinders. En vanmôre, as 'n mens hierdie teks uitmekaar uithaal, in die swaar druk en tussen die lyne, sien 'n mens dat jou pyn 'n werklikheid is, en dat jou pyn 'n werklikheid mag wees. En daarom kan ek nie vanmôre sommer maar net vir jou sê, ag man, kom oor dit nie. Kyk maar, hoe gaan dit met 'n ander ou, so, dit gaan met jou beter af, so, wat is jou probleem? Nee, jou pyn, jou wind van voor, jou uitdaging, jou situasie, jou trompsituasie van Paulus, Johannes en Petrus, is joune, en dis uniek, en dis 'n werklikheid. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God sien jou raak. God sien jou raak. Ons is besig met 'n perspektief vanmôre, en ek vertrou die Gees gaan my en jou help om hierdie perspektief van swaar kry 'n bietjie te skuif en dit bietjie meer in lyn te bring met die Bybelse perspektief van swaar kry in ons lewens. In jou swaar kry, maak nie saak wat dit is nie. Of jy die regte ding doen en jy nou teenkanting kry. En of jy iewester met jou liggaam, met jou emosies by jou werk sukkel en worstel, God sien jou raak. En hy nooi jou uit om jou frustrasie na hom toe te bring. Ek het nou vir die belydenskinders gesê, waarom bid ons as God alles weet? Hoekom moet ek nog steeds my frustrasie, my pyn, my onregverdigheid, my ongemak met God gaan deel, as hy alwetend is? Hy het dit nie nodig nie, jy het dit nodig. Jy het dit nodig om met iemand dit te gaan deel. Jy het dit nodig om dit te gaan deel met hierdie skepper van die heelal, waarvan ons nou gesing het. En daarom is dit so belangrik, dat jy vanmôre nie bo die grond moet sweef, en sê, ag man, my wind van voor, dis nie so bad nie, dit is erg, dis swaar, kla daaroor, murmureer daaroor, maak jou hart oop met God daarvoor. Maar wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, van vers 1 tot 21 toe, is daar 'n baie belangrike ding wat jy vanmôre moet hoor. En hier is 'n ander perspektief in hierdie 21 verse opgesluit van wanneer dit met jou swaar gaan. Wanneer dit met jou moeilik gaan. Selfs wanneer ek swaar trek, praat ek. Selfs wanneer dit met Petrus en Johannes swaar gaan, hulle kinders van God is, in die tronk opgesluit word, omdat hulle 'n goeie daad gedoen het, praat hulle. En vir my en vir jou, om nie deur hierdie wind wat van voor af waai oorweldig te word nie, moet ons perspektief skuif. Ons perspektief moet skuif. Nou, God is dikwels besig met 'n baie groter plan as wat ek en jy in die onmiddellike hier en nou kan sien. En dis dalk ook vir jou ou nuus in die papier nuwe koerant wat nou so pas weer verskyn het. Wow, dominee, is dit nou waarvoor ek vanmôre moes kerk toe kom? Moet ek nou maar hoor, God is besig met 'n groter plan? Ja, maar glo ons dit? Is ons daarmee besig? Wanneer die wind van voor waai en my hele lewe word gereduseer tot my tronksel en tot waar ek vasgevang sit in hierdie tronksel, of het ek 'n perspektief wat wyer is? Petrus en Johannes se reaksie in die tronk wys vir ons 3 maniere hoe God hierdie swaar kry van hulle gebruik het om hulle perspektief te verander en om vir hulle op 'n ander manier daarna te laat kyk. En ek hoop vanmôre, as jy saam met my hierdeur gaan jy hierdie 3 perspektiewe in hierdie 21 verse raakleef. Wanneer ons swaar kry, groei ons saam deur ons swaar kry. Geesvervuld, saam in pas met Jesus in 2026. Dis wat uit hierdie teks uitkom. Wanneer ons swaar kry, dan skep swaar kry 'n platform en 'n gehoor. En deur ons swaar kry en in ons swaar kry, verheerlik ons vir Jesus. Dis die 3 belangrike waarhede wat ons uit hierdie teks uit, en ek wil dit so 'n bietjie uitpak. As jy gaan kyk in Handelinge 4 vers 4, dan staan daar tog, hierdie ouens is gegryp, hulle is in die tronk gesit, omdat hulle hierdie goeie daad gedoen het, en omdat hulle nou met mense hieroor praat, tog
het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, wat hoor hoe hulle praat, wat hoor hoe hulle getuig oor Jesus terwyl die wind van voorwaai, het gelowig geword. Die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Van 3000 af na Petrus se preek op Pinksterdag 2000 plus mense bygekom. Vrouens en kinders word nie eens hier bygetel nie. Terwyl hierdie leiers in die tronk sit, kom mense tot bekering. Hulle swaar kry. Die wind wat van voor waai in hierdie ouens se lewens het 'n uitwerking op ander mense se lewens. En die perspektief wat ek en jy vanmôre moet begin skuif is my seer kry, my swaar kry, my wind van voor is veronderstel om saam gekoppel te wees en nie net met myself besig te wees. Jou pyn is nie net oor jou nie. Jy is deel van 'n familie. As jy deel van Basileia gemeente is, dan is jy nie net hier op die rekenaarstelsel nie. Dan is jy 'n liggaamslid, dan is jy deel van Basileia familie. En dan is jy deel van hierdie familie van God, en dan is jou swaar kry, en hoe jy daardeur stap, vir die ander ouens om jou belangrik, en ander ouens se swaar kry, en hoe hulle daarmee hanteer, vir jou belangrik. Die Bybel, die Nuwe Testament is vrot van die mekaar tekste. En die waarheid daarvan is dat my swaar kry en jou swaar kry, het lank genoeg in isolasie plaasgevind. Hoe jy met jou swaar kry en jou wind van voor werk, het 'n effek op my lewe. En hoe ek met myne werk, het 'n effek op jou lewe. Dis nie hierdie ding van nou pyn, nou gain nie. As jy nie deur 'n moeilikheid gaan nie, dan gaan jy geestelik nooit groei nie. Wanneer ons swaar kry, is God besig met jou en met my, en met iets groters as net jouself. Hy werk en hy's besig met sy hele familie. Hy's besig met sy hele familie. En dis iets waarin ek moet groei in my eie perspektief, en my eie siening, van my eie swaar kry, my eie wind waarmee ek besig is. Maar ons as Basileia gemeente gaan iewers ook hierdie pennie moet voel drop, want wanneer iemand anderster in ons gemeente seer het en swaar het in die wind van voorwaai, is God eintlik met ons almal besig. Maar ons haal hierdie goed so uit mekaar uit, dat dit net met daai persoon en met daai persoon se situasie alleen 'n rol speel en 'n plek het. Terwyl hulle praat, terwyl Petrus en Johannes hier in die moeilikheid is, groei die kerk van die Here daar buitekant. Ek het sommer 'n storie gelees van 'n pastoor se vrou wat haar hele kolon verloor het in 'n noodoperasie. En sy was bykans dood gewees, en sy was lank in die hospitaal gewees, en deur die Here se genade het sy aan die ander kant uitgekom. En die vrug daarvan is dat sy nou mense gaan besoek in die hospitaal. En wanneer sy nou mense in die hospitaal gaan besoek, dan bedien sy hulle. Ekskuus vir daai laaste woord, wanneer die mense dan in haar oë kyk, dan sien hulle nie net simpatie nie, maar hulle sien iemand wat hulle pyn verstaan. Want daai iemand was daar. So jou pyn, my pyn, dit speel 'n rol in ons lewens. Wanneer jy swaar kry, wanneer Petrus en Johannes in die tronk sit, dan het dit 'n effek op die groep mense daar buitekant. En hoe hulle dit hanteer, het 'n effek op die mense daar buite. Wanneer ek swaar trek, praat ek. Wat doen ek en jy gewoonlik wanneer ons swaar trek? Ons isoleer. Ons deel dit met niemand nie. Ons kom nie meer kerk toe nie. Ons sit daar in ons klein hoekies en ons wil met hierdie pyn op ons eie werk. En eintlik is die perspektief groter. Eintlik kom sê die Here vanmôre vir my en vir jou, jou pyn is deel van 'n familie se pyn. En dis 'n perspektief wat ons moet skuif. Kan julle verstaan waartoe beweeg ons? Kan julle verstaan waarom ons iewester in hierdie gemeente kleiner moet word terwyl ons groter moet word? Want waar gaan ek my pyn deel? Hier, op 'n Sondagmôre hier voor julle almal. Nou wys. Daar's nie 'n manier nie. Jy gaan nie jou binnekant hier uitpak voor my nie. Maar wanneer ons bymekaar kom saam in kleiner groepe,
het ek 'n geleentheid waar ek my seer kan deel. En daai paar ouens daar saam my, leer uit my seer uit. En hulle leer by my en ek by hulle. Dis die eerste belangrike perspektief wat geskuif moet word. Die tweede belangrike ding wat ons in hierdie teks sien, is dat swaar kry en die wind van voor is altyd onregverdig. Jy kan vanmôre gaan sit en sê, ek verdien dit nie, ek hoort nie hier nie, hoekom is dit my beurt? Dit maak nie sin nie. Mag die Here sommer net jou perspektief vanmôre skuif. Die tweede ding wat hier gebeur, is hierdie ouens se swaar kry, die feit dat hulle in hierdie tronk gegooi word, en dan ewe skielik daar opgesluit word, skep vir hulle 'n gehoor. Dit bied 'n platform. As jy nou gaan lees daar in vers 8, vers 5 verder, word hulle voor hierdie Sanhedrin gejaag, eintlik voor hulle kom neersit. Dit was die gesag van daai tyd gewees. Dit was die top gesag. Nou word hulle hier voor hierdie 70 ouens ingebring, en dan kom hierdie 70 ouens van 'n bo af op hulle onder toe, en vra vir hulle, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Ons is die gesag in hierdie dorp. Ons is die big shots. So, waar kry julle die gesag? En in wie se naam doen julle hierdie goed waarmee julle besig is? As hulle nie gearresteer was nie, en hulle nie daar die hande opgelê is, en voor hierdie Joodse raad gebring is nie, het Petrus nooit die kans gekry om voor hierdie Sanhedrin en hierdie hele Joodse Hooggeregshof te staan en te sê wat hy gesê het. As hy nie hierdie wind van voor gekry het nie, het hy nie hierdie gehoor gehad met wie hy hierdie inhoud kon deel. Die tronk het die platform geword. Jou pyn en jou wind wat van voor waai, skep 'n onverwagte platform, sodat ander die evangelie deur jou lewe kan sien. Ek weet nie of jy ooit hieraan gedink het nie. Dis die perspektief, dis die skuiwe wat jy vanmôre moet maak. My pyn, my wind van voor is nie net myne alleen nie. Ons is saam in hierdie ding. En die tweede belangrike ding is my pyn, my wind van voor, my stuk onregverdigheid, my stuk ding wat nie sin maak in my lewe nie, word 'n platform en dit skep 'n gehoor, sodat ek met ander mense daaroor kan praat. Die godsdienstige leiers wou die disippels stil maak. In plaas daarvan het hulle per ongeluk vir Petrus die grootste moontlike platform gegee om te vertel en te getuig van Jesus en wie hy is. Met wie se krag het hulle hierdie ou laat loop? En dan wat doen Petrus? Hy vat hierdie oop deur en hy sê vir hulle presies wat in hierdie verse verder staan. Het jy ooit jou swaar kry, jou stuk onregverdigheid, jou lyding, jou ongerief beskou as 'n platform of 'n gehoor waar jy die geleentheid het om te vertel? Selfs al trek ek swaar, praat ek. Gewoonlik hou ons op om te praat wanneer ons swaar trek. Petrus en Johannes gebruik hierdie swaar trek as 'n platform, as 'n verhoog. En dan doen hulle 'n baie interessante ding, en dis wat ons ook in hierdie teksgedeelte vandag van mekaar moet raak sien. Petrus praat van 'n genade en 'n waarheid toebroodjie. As jy ooit in jou lewe weer 'n toebroodjie eet, dan moet jy hierdie waarheid onthou. En hierdie waarheid lees ons hierso in vers 8, vers 10 en verder. Wanneer hy nou die geleentheid kry, en wanneer hy hierdie platform het, en die gehoor het, en hy nou hierdie voet in die deur het as gevolg van sy swaar kry en sy wind van voor, hoe hanteer hy dit? Wat doen hy dan? Hoe praat hy? Hy gebruik die genade, waarheid, toebroodjie tegniek. En dis die ding wat ek en jy ook moet geleer. Hoor bietjie wat doen hy. Hy sê hierso in hierdie verse, julle almal, die hele volk van Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus is dat hierdie man hier voor julle staan en dat hy kan loop. Dan kom hy, die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood uit opgewek het. Die klip wat deur julle bouers afgekeer is, maar die een wat juist die belangrikste een is. Hy, Jesus, bring die verlossing, niemand anderster nie.
Daar is geen ander naam op die aarde aan 'n mens gegee, waardeur God 'n mens wil verlos. So die genade waarheid toebroodjie is 'n baie belangrike ding. Wanneer ek en jy die geleentheid kry, wanneer ons 'n platform het en 'n verhoog het, as gevolg van ons swaar kry, en die wind wat van voor waai, en ek en jy begin praat, dan moet ons praat met genade en waarheid. Genade en waarheid. Ons moet nie skaam wees oor die waarheid nie, maar ons kan nie die waarheid praat sonder die genade nie. En daarom kom Petrus hier, wanneer hy die platform het, voor hy die 70 mense, hierdie Sanhedrin, die hoogste gesag in Jerusalem, sê hy, dis julle wat vir Jesus gekruisig het. Dis die waarheid. Dis julle wat hierdie hoeksteen, die klip, die belangrikste klip weggegooi het. Psalm 118 is 'n messiaanse psalm. Dit is 'n profesie wat sê, daar gaan iemand kom, wat die Messias gaan word. En julle het hierdie Jesus, dis hoekom hy sê, Jesus die Christus, Jesus die Messias, wat van Nasaret afkom, het hierdie man genees, het julle verwerp. En dis die waarheid. Dis die waarheid. Maar as jy nog so 'n bietjie verder lees op 'n ander plek, en ook in hierdie gedeelte, dan sien 'n mens dat daar ook 'n stuk genade is. Want dan sê hy, maar God het hom uit die dood uit opgewek. As jy hom net doodgemaak het, en dit was die waarheid, dan was jy doomed gewees. En dan was die skrif teen die muur, en dan was dit verby gewees. Maar hy het hom uit die dood uit opgewek, daar is 'n stuk genade, daar is 'n geleentheid vir 'n nuwe begin. Jy het hom doodgemaak, maar as jy iewers op 'n punt kom, en jy perspektief van hierdie Messias verander, en hy het opgestaan, is die genade vir julle. Is dit vir julle ook moontlik? Daar is geen ander naam gegee in die hemel en op die aarde, en in hierdie de mekaar wêreld waarin ek en jy vandag lewe, waardeur God 'n mens wat? Dis die waarheid, wil verlos, die genade. En dis so belangrik, Jesus was vol genade en waarheid. En dis hoe ek en jy hierdie platform en hierdie gehore wat ons in ons lewens kry as gevolg van ons swaar kry, moet benader. Met waarheid, met genade. Moenie bang wees oor in wie se naam en deur wie se gesag is hierdie wonderwerk gedoen nie. Maar moet ook nie vergeet van die genade nie. Dat die genade van die Here, Paulus, Petrus verkondig dit saam met die waarheid. So as ek en jy net die waarheid aflewer sonder genade, is ons eensydig. En as ek en jy net die genade aflewer sonder die waarheid, is ons eensydig. Ons moet hierdie genade waarheid toebroodjie, moet ek en jy in ons gedagtes hê, wanneer ons die geleenthede kry. En dan is dit so belangrik, dat hierdie genade waarheid toebroodjie, wat Petrus hier in hierdie Sanhedrin gebruik, en hierdie metode wat hy hier gebruik, is ook jou metode, is my metode. Wanneer die wind van voor waai, wanneer ons swaar kry, selfs wanneer ek swaar trek, praat ek, en wanneer jy die geleentheid kry om te praat, dan praat jy met die genade waarheid broodjie. Waar? By jou huis. Jou kinders, en jou mense daar, wat saam met jou in jou huis bly, jou siblings, jou bloedfamilie, hou jou dop. En hulle kyk, hoe hanteer jy die wind wat van voor waai. Hulle kyk, wat maak jy, hoe praat jy, en wat doen jy. Jou kollegas by die werk, dis jou geleentheid, ons staan nie altyd voor die Sanhedrin nie, staan nie altyd voor die topstruktuur nie, maar daar by die werk het jy 'n geleentheid om hierdie genade waarheid toebroodjie van jou uit te haal, wanneer jou swaar kry, die wind van voor vir jou die geleentheid gee, vir jou 'n platform gee en 'n gehoor skep. Jou kollegas by die werk hou jou fyn dop, moenie 'n fout maak vanmôre nie. Hulle kritiseer jou, hulle spot jou, hulle lag jou uit, hulle maak die lewe vir jou moeilik by die werk, maar hulle hou jou fyn dop. Hulle kyk hoe hanteer jy die swaar, hulle kyk hoe jy die swaar in jou lewe hanteer. Jou vriende, jou saam met wie jy golf speel, jou saam met wie jy game speel. Daai tomme van jou oor see met wie jy game, online, wat jy nog nooit eens in persoon raak gesien het nie. Jou maats by die skool, jou pelle by die universiteit, jou vriendekring, hou jou fyn dop. God mors nie met jou pyn nie.
God mors nie met jou seer nie. God mors nie met my en jou wind wat van voorkom nie. Jou platform is nie die Sanhedrin nie, maar jou kinders, jou familie, jou kollegas, jou werksplek, jou omgewing waar jy bly, jou vriende. Dis jou platform. Jou pyn kry jy gehoor, wat jou getuienis bitter nodig het. Wat jou genade waarheid toebroodjie nodig het om te eet. Die wêreld daar buite is honger. Die wêreld daar buite is honger. Ons leer dit vanmôre. Die derde belangrike stukkie wat ons hier leer, is wanneer dit met ons swaar gaan, en wanneer hierdie pyn en teestand deel van ons lewe word, dan sien ons in hierdie teksgedeelte, dan gee Paulus, Johannes, Petrus, vir God die eer. Vers 10, dis in die naam van Jesus Christus wat hierdie ou loop. Vers 13, hy sê dit so mooi, die Joodse raad was verbaas oor hulle, oor hierdie mense. En dan staan daar so in vers 13, hulle was volgelinge van Jesus. Vers 21 sê, nadat hulle weer weggejaag het, het al die mense God geprys en geloof vir dit wat daar gebeur het. 'n man wat vir meer as 40 jaar lank verlam was, staan volkome genees in hulle. Die oppositie moes stil bly. Hulle het niks gehad om te sê nie. Die feite het gepraat. Die skare het God geprys. Wanneer ons in ons swakheid steeds op God vertrou, word ons eie krag geminimaliseer en God se gemaksimaliseer. Wanneer ek en jy in hierdie tye van ons lewens praat, terwyl die wind van voorwaai en ons swaar trek, gebruik God 'n gewone mens soos ek en jy om 'n buitengewone ding met jou te doen. En jy vra dieselfde vraag as ek vanmôre. Jy sit daar so en sê, dis Petrus en Johannes, is nie ek nie. Jy het nie 'n klou wat se wind waai in my lewe nie. Ek weet nie. En dis nie die punt nie. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, hier lê die waarheid. Hier lê die waarheid. Die Joodse raad was verbaas gewees toe hierdie twee ouens hulle swaar kry as 'n platform en 'n gehoor gebruik het om hierdie genade waarheid toebroodjie af te lewer. Hulle was verbaas. Hoekom? Want hulle het besef dat dit ongeleerde gewone mense was. Dis nie die waarheid nie. Hulle was nie ongeleerde mense en hulle was vir 3 jaar lank saam met Jesus. Hulle was nie ongeleerd nie. Hulle was net nie op die vlak van geleerdheid van die Sanhedrin nie. Hulle het nie al die tossels en die klere en al die toekennings gehad nie. In die oë van die Sanhedrin was hulle nie geleerd nie en was hulle maar eenvoudige, eintlik barbaarse mense gewees, op wie afgekyk moet word. En dan gebeur daar eintlik 'n belangrike ding. Dan sien ons in hierdie teksgedeelte, hulle was verbaas gewees oor hulle vrymoedigheid en hierdie moed. En nou gaan ons 'n bietjie eindig vanmôre. Het is goed en wel om te hoor dat jy jou swaar kry moet gebruik en dat jy dit as 'n platform moet gebruik en dat dit 'n geleentheid is en 'n verhoog is, maar hoe kry jy mense dit reg? Wat moet gebeur? Hulle was verbaas gewees. Hulle was eenvoudige mense, hulle was ongeleerde mense, maar hier lê 'n baie belangrike waarheid. Die raadslede het hulle erken as volgelinge van Jesus. En hier lê die eerste belangrike geheim. Hoe kry ek dit reg om te praat terwyl ek swaar trek? Die eerste waarheid, jy moet 'n verhouding met Jesus hê. Jy moet 'n intieme, naby verhouding met Jesus hê. Ons is maar eintlik die maan wat maar net die son weerkaats. En hierdie Joodse raad, hulle is nie oortuig op die einde van die dag deur breingimnastiek nie. Hulle het hier besef, maar hierdie ouens met wie ons hier te doen het, hulle is ouens wat 'n pad saam met Jesus loop. So wat hoor hulle eintlik? Hulle hoor eintlik maar net wat hulle by Jesus kry. Hulle weerkaats eintlik maar net. Net soos die maan geen lig in homself het nie, slegs die son se lig kan weerkaats. So is ons eie krag en ons swaar kry niks werd.
Ons kan maar bloot ons verhouding, die lig wat ons van Jesus kry, in 'n persoonlike verhouding met Jesus weerkaats, wanneer die wind van voorwaai. Wanneer ek en jy die platform kry en die gehoor kry. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons hoef nie perfekte mense te wees in die hantering van ons pyn nie. Ons bly mense en ons maak foute en ons het twyfel in ons geloof. Maar dis wanneer ek en jy 'n volgeling van Jesus is, naby aan Jesus bly, in pas is met Jesus, 'n disipel van Jesus is, dat ek en jy iets het om te sê. So ek en jy smeer eintlik maar net in hierdie moeilike tye van ons lewens, wanneer ons die platform en die geleentheid kry, ietsie van Jesus en ons verhouding met Jesus af. En daarom kan hierdie mense glo wat hierdie ouens vir hulle sê of nie. In die naam van Jesus van Christus van Nasaret loop hierdie ou. Of hulle dit geglo het of nie, maak nie sin nie. Maar die ou wat daar gestaan het in lewende lywe, het op die einde van die dag hulle tot hierdie oortuiging gebring. Dis nie jou breingimnastiek wat jou gehoor oortuig om op die einde van die dag hulle pad met Jesus te loop. My en jou werk is om te getuig, nie om te oortuig. Maar die perspektief wat ek en jy vanmôre moet kry is, wanneer dit met ons swaar gaan, is ons so geneig om dit op onsself te rig en op onsself in ons klein hoekie te leef in plaas van dit saam met ander mense te sien. Ons is bitter min gefokus daarop dat my worsteling 'n platform word en vir my 'n gehoor bied waar ek oor Jesus kan getuig. En om van hom te getuig in my moeilike situasie, moet ek 'n volgeling van Jesus wees. Daarom is disipelskap in hierdie jaar vir ons belangrik. Dit help nie net om te weet van Jesus nie. Dit help nie net om hier en daar 'n Bybelversie te lees en jy dink jy gaan die platform en die gehoor wat jy kry as gevolg van jou swaar kry en pyn kragtig gebruik nie. Nee. Jy moet tyd saam met Jesus spandeer. Jy moet tyd in 'n verhouding met Jesus spandeer, dan gaan jy iets hê om te sê. Dan gaan jy 'n toebroodjie van genade en waarheid hê. En ek dink dis hoekom baie van ons stil bly. Dis hoekom baie van ons nie praat nie en bang is om te praat. Dis nie omdat ons nie kan praat nie, want daar by die golf en die braai kan ons kuier like mad. Maar wanneer ons die platform kry en ons kry die gehoor en ons kry die verhoog om te praat oor ons swaar kry, dan is ons stil. Want dan is ons partykeer arm in 'n verhouding met Jesus. En partykeer dink ons in daai situasie moet ek al die hoekoms en die waaroms antwoord. Nee. In daai situasie getuig jy van die pad wat jy saam met Jesus loop. En dan is daar nog 'n baie belangrike gedeelte wat ons nie moet mislees nie. En dit staan in vers 8. Toe Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: wanneer jy swaar trek, wanneer die wind van voorkom en jy praat, kan dit alleen gebeur as jy vervul is en vol is van die Heilige Gees. Uit jou eie uit nie. En ek wil vanmôre hiermee afsluit. En hierdie klein sinnetjie kom sê vanmôre vir my en vir jou 'n belangrike ding. As jy jou hart vir die Here gee en jy word wedergebore, dan kom woon die Gees van God in jou. Maar ek en jy het nodig dat hy ons by meer as een geleentheid, partykeer per dag, moet kom vul en kom bekragtig, sodat ek en jy kan praat terwyl ons swaar trek. Uit ons eie uit kan ons dit nie reg kry. Weet jy wanneer vervul die Heilige Gees jou? Wanneer hy nodig het om jou te vervul. En wanneer jy hom nodig het. Die Heilige Gees lewer nie vir jou 'n teikelot pakkie af van sy krag en van sy volheid en dit hou vir jou 365 dae. En nou kry jy 'n geleentheid en dan gebruik jy 'n bietjie daarvan en so hier teen Julie maand is jou pakkie nou halfpad en teen Desember is hy nou leeg. Die vervulling met die Heilige Gees werk op 'n afhanklike basis. Hierdie twee ouens, dink ek, dit staan tussen die lyne. Moes terwyl hulle daai aand in die tronk gesit het, vir die Here gesê het, ons het vir u waaragtig môre nodig. Want uit ons eie uit, gaan ons nie hierdie 70 hou.
ons iets van U kan vertel. Maar ons het 'n geleentheid. En ons wil hierdie geleentheid gebruik. Ons wil hierdie verhoog gebruik tot U eer. Maar daarvoor het ons nodig dat U Gees ons moet vul. So wanneer vul die Heilige Gees ons? Is wanneer ons gehoorsaam is en sê, hier is ek Here, gebruik my. Dan gee hy vir ons wat ons nodig het. Hy mors nie met ons seer nie, hy mors nie met ons swaar kry nie, maar hy mors ook nie met sy krag nie. Hy gee sy krag vir my en vir jou, wanneer ek en jy dit nodig het, omdat ons dit van hom vra en ons besef, ons is in 'n situasie waar ons het ons eie uit nie kan. Om vol te wees van die Heilige Gees, om vervul te wees van die Heilige Gees beteken om onder sy beheer te wees, om onder sy krag te opereer. En hy gee jou daai krag wanneer jy die beheer van jou lewe in daai situasie van gee. Daarom kan dit by meer as een geleentheid op 'n dag gebeur. Meer as een geleentheid in jou lewe. Here, ek het U nodig. Ons het vanmôre hier gestaan en ons senuwees was so op hol gewees om hierdie klomp liedjies vanmôre vir julle te begelei. En ons het vanmôre hier vir die Here gesê, Here, ons het nou nodig dat U ons nou vul met U Gees. En hy het vir ons krag gegee en ons is die deel. En so werk dit in jou lewe. As jy nie hom nodig het nie, en jy bely dit nie voor hom nie, dan gaan hy nie vir jou sy krag gee. Dan gaan die verhoog en die gehoor verbygaan. En dan gaan jy op die einde van die dag die geleentheid mis. So mag die Here sommer vir ons net vanmôre hierdie twee waarhede ook onderstreep. Al hierdie goed waaroor ons vanmôre gepraat het, is onmoontlik as jy nie in 'n noue persoonlike verhouding met Jesus loop en gevul is met die Heilige Gees. Uit ons eie kan ons. So ek wil afsluit vanmôre en ek wil sommer vir jou vra, wat is die swaar kry wat jy vandag in die oë moet kyk? Waarmee is jy vandag besig? Wat is die wind wat vandag in jou oë waai? Wat is jou tronk? Wat is jou Joodse raad? Waarvoor jy vandag staan? Jy hoef dit nie geestelik te probeer wegpraat nie. Jy hoef nie Superman of Superwoman te wees nie. Dis 'n realiteit, dis wie jy is en dis waar jy is. Jy hoef ook nie dadelik sterk te wees. Bring jou pyn, bring jou ongemak, bring jou klaaglied na God toe. Maar dan is dit vanmôre belangrik om 'n ander perspektief oor jou wind wat van voor af waai te kry. Hy is by jou. Hy is lief vir jou. Soos wat hy vir Johannes en Petrus in daai tronk lief is. Hy gebruik die wind wat van voor af waai op hierdie stadium in jou lewe, sodat ons saam kan groei. So ons gaan iewers vir mekaar moet sê, nooi my in, sodat die pad hoe jy met jou seer loop, my kan raak en my pad jou kan raak. Miskien moet jy vanmôre sommer net vir jouself sê, ek moet 'n nuwe perspektief kry oor my swaar kry. Dit bied vir my 'n gehoor. Dit skep vir my 'n platform waar ek my genade waarheid toebroodjie kan deel. Waar is dit vir jou? Watter platform skiet jou wind wat van voor af waai vir jou? Watter gehoor, jou unieke gehoor, ontstaan as gevolg van die wind wat in jou gesig waai? Wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy isoleer? Gaan jy dit op jou eie doen? Of gaan jy dit begin waag om dit saam met ander mense te doen? Gaan jy iewers op 'n kol vir die Here sê, maar hier's ek. Ek wil ook hierdie geleentheid wat ek nou het gebruik. Vul my, Heilige Gees, ek het die krag nodig. Ek het die krag nodig vir hier. En mag jy dalk ook daai perspektief kry, mag ons groei hierin wat sê, wanneer ons so met ons swaar kry en ons moeilike tye besig is, dan is dit geleenthede, as die wêreld na ons kyk en mense na ons kyk, waar God die eer kry, waar hy verheerlik kan word. So hoe hanteer jy die wind van voor? Op so 'n manier dat God die eer kry daarvoor?